Hallo liewe Kiekskerk, baie welkom by hierdie week se Kieks erediens. Dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En ek hoop regtig dat die Here met jou mag werk in vandag se Kieks erediens. As jy wonder hoekom ek sit met so 'n groot sakkie by my, gaan jy dalk moet aanbly en kyk tot ek net nou 'n bietjie meer hieroor gaan sê, maar voordat ons by hierdie groot sak gaan uitkom, gaan ek jou vra, ons gaan nou die Here saam loof en prys, so waar ook al jy is, of jy by jou huis is, by 'n vriend se huis is, in die sitkamer, in die eetkamer, in jou ma of pa se studeerkamer, waar ook al jy is, kom ons staan op, ons sing saam, ons loof die Here en gee vir hom alles wat ons het. Kom ons loof hom. Is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, waar ons nou saam gaan gesels oor u woord, bid ek dat u ons sal leer daai. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maat, so ons het nou saam gesing stapsoldaatjie, nee, en ek is seker, as jy al 'n soldaat gesien het, so jy gesien het, hulle het so groot rugsak baie keer op hulle skouers, en ek het vandag gedink ook, ek gaan my goed en getroue staprugsak saambring. Nou hierdie rugsak, nee, is baie groot, jy kan sien, hy is amper so groot soos ek, en wanneer ek op 'n staptoer gaan, dan kom al my kos en klere, en my tent en my slaapsak, en alles wat ek nodig het vir daai paar dae, kom dan in hierdie rugsak en dan dra ek dit alles saam, nee? Of ek nou, maak nie saak waar ek gaan stap nie, dan het ek al die dinge wat ek nodig het. Nou, as jy hierdie staprugsak net so sien, daar is op hierdie stadium niks in hom nie, nee? Kyk, ek kan hom sommer so met my een hand optel. Maar as jy al ooit op 'n staptoer was, sal jy weet, jy het ook 'n koppie koffie nodig, nee? Dan gooi jy dit hier binne, nee? En jy het ook dalk 'n paar tekkies nodig, nee? So dit moet ook hierso ergens inkom. Julle gaan nou saam met my moet werk hierso, want hier's 'n paar goedjies wat hier moet inkom. En partykeer as mense op 'n staptoer gaan, dan is dit ook nogals koud, so ek het my grootste, dikste, warmste baadjie wat ek ook hier moet indruk. Die rugsak raak al hoe swaarder en swaarder en swaarder. En hierso is my grondseil waarop my tent kom, dat ek nie in die modder hoef te slaap nie. So hy moet ook hierso inkom. En ek dink julle kan sien, hierdie ding raak net al hoe voller. Nou, partykeer reën dit, so ek kan nie net onder die sterre slaap nie. So hierso is my tent, dis nogals 'n klein tent, maar hy is ook redelik swaar. En nog 'n ding, hierso is my waterbottel, hy moet ook hierso inkom. En ja, nou is ek amper reg. Ek het nou nie kos ook nou saamgebring nie. Maar hierdie ding is nou so vol, dat ek kan hom skaars toekry. Kom ons kyk of ek hom kan toekry. Nee, ek kan hom nie eens toekry nie, hy is heeltemal te vol. As ek hom nou probeer optel, nee, dan is dit bietjie taaf en swaar, nee. Nou weet ek gaan hard moet werk op hierdie staptoer. En dit gaan moeilik wees om nou so ver te stap met al hierdie toerusting wat ek hierso op het. Hoekom vertel ek vir jou van my staptoer? Baie keer werk die lewe soos 'n staptoer, nee? Kom ons sê die lewe is hierdie sak, nee? En ek en jy stap, nee? En elkeen van ons het 'n sak wat ons moet saamdra, nee? En hierdie sak op sy eie, die lewe op sy eie is nie altyd so swaar nie, maar wat gebeur dan? Dan begin ons worry oor, wat dink my maatjies van my? Of ons begin wonder oor,
Het my ouers genoeg geld? Of ons begin heeltemal te veel stres oor môre se toets, nê? En elke dingetjie wat ons dan dink of oor worry, is soos een van hierdie goedjies wat ek nou in hierdie staprugsak gesit het. En dan voor ons weer sien, dan loop jy so, want hierdie lewe is net te swaar, soos wat hierdie sak nou op my skouers is. En die vraag is, hoe moet ons as Christene, hoe moet ons optree, hoe moet ons lewe? Nou ek wil vir jou lees vandag uit Matteus 6 uit, dit is uit Jesus se woorde in die bergrede, hy het op 'n berg gestaan en hy het met mense gepraat en hy het vir hulle wysheid van die lewe gedeel. En dan sê hy die volgende, hy sê, niemand kan tegelyk twee baase dien nie. Hy sal of 'n renons in die een hê en van die ander een hou, of hy sal aan die een lojaal wees en aan die ander een geringskat. Om God en die geldgod saam te dien is onmoontlik. En baie keer is ons so bekommerd oor, maar wat gebeur die dag van môre? Het ek genoeg geld? Het ek genoeg klere vir môre? Nee, en dis wat hierdie gedeeltetjie vir ons sê, is jy moet kies. Jy moet of jou stres en jou worry oor die toekoms dien, of jy moet die Here dien. En hoor dan Jesus se mooi woorde wat hy vir ons sê in vers 25 van Matteus 6. As hy sê, daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle daaglikse lewe. Wat julle sal eet of drink, of oor julle liggame, wat julle sal aantrek, is die lewe nie belangriker as kos nie. En is 'n mens se liggaam nie belangriker as sy klere nie. Want ek hou baie van hierdie trui van my, maar oor 2 of 3 jaar, as ek hierdie trui baie dra, dan gaan hy nie so mooi lyk nie, dan gaan ek vir my nuwe trui moet koop. En die Here sê, jou lewe is belangriker as hierdie stukkie materiaal wat jy aan het. Dan sê Jesus die volgende, hy sê, hou die voëls wat daar vlieg dop, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie 'n skure bymekaar nie, dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle baie aan hulle kos. Besef julle nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kan julle bekommernisse julle lewe 1 sekonde langer rek? En dan gaan Jesus so aan, dan gee hy voorbeelde van hoe ons hom moet vertrou. En dan eindig hy die hoofstuk deur te sê, moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Nou maats, wanneer ons sonder Jesus deur die lewe gaan, dan moet ons hierdie swaar rugsak alleen dra. Dan dra ons al ons bekommernisse, ons stres oor môre. Ons wonder of, is ek slim genoeg, is ek mooi genoeg, is ek vinnig genoeg? Dra ons dit alles saam. En wat sê Jesus vir ons? Hy sê, jy hoef nie dit alles saam te dra nie. Hy sê, haal hierdie swaar sak van jou skouers af. En hy sê, gee dit vir my, gee dit vir Jesus. Want hy is eintlik die enigste een wat hierdie groot swaar las van die lewe vir ons kan dra. En hy sê, ons is nie alleen in hierdie lewe nie. En hy wil ons help om hierdie groot moeilikhede van die lewe te dra. Ons is nie alleen nie. Daarom sê hy vir ons in Matteus 11, hy sê, kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En dis die Here se wil vir ons. So, ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie. Ek weet nie of jy dalk gespanne is oor 'n toets wat jy môre moet skryf nie. Ek weet nie of jy gespanne is oor of jy dalk in 'n sportspan gaan inkom of nie. Dalk worry of stres jy daaroor of jy vriende gaan kry op hoërskool. Dalk is jy gespanne daaroor dat niemand van jou hou nie, of jy dink niemand hou van jou nie. Ek wil vir jou sê, vat al daai laste, haal dit van jou skouers af en gee hierdie groot, swaar las van die lewe. Gaan gee dit vir Jesus. Want wanneer ons saam met hom stap, dan dra hy die sak en al wat ons moet doen is sy hand vashou en hom volg. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U gekom het om vir ons 'n lewe in oorvloed te gee. Here, dat U gekom het om ons vry te maak van sonde, van al die laste wat ons saam met ons dra. Here, daar's soveel dinge in hierdie lewe waaroor ons bekommerd is, waaroor ons stres en dinge wat ons bang maak. Maar Here, ek bid, sal U ons help om al daardie laste vir U te gee, dat U dit vir ons sal dra, soos wat U beloof reg deur die woord, dat U hierdie laste vir ons sal dra. Here, help ons om op U te vertrou. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Maats, ek hoop jy het 'n baie goeie week wat voorlê en onthou dat jy al die swaar dinge in jou lewe, al jou bekommernisse na die Here toe kan vat, want hy wil jou help. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met jou wees in hierdie week. Amen.